gemaak nie. Onthou julle dit? Daar was leë puzzelstukkies, onthou julle? En intussen tyd het daar mense bygekom, so, daai puzzelstukkies het begin name kry. Ja, reg of verkeerd? Ja, dit is so. Nou toe ons op daai konferensie was in Durban, preek pastoor Barend Pietersen en pastoor Anele Nogepani, al twee van hulle, ekskuus dat ek sukkel met my jongman se van, maar dit is al 'n moeilike van, ek dink ek moet hom 'n paar keer uitspreek, dan gaan dit vir my makliker raak. Maar al twee van hulle sê, pastoor Barend Pietersen sê, as die Here vir jou 'n woord gegee het om te bring, en jy sien die gemeente hoor hom nie, dan moet jy maar weer preek. Hy sê, en as jy sien hulle hoor hom nie, dan moet jy hom weer preek. Hy sê, as jy sien hulle hoor hom nie, dan moet jy hom weer preek. Hy sê, as jy na 6 maande sien hulle wil hom nog nie hoor nie, dan moet jy wakker klap en hom weer preek. Ek het 'n vermoede, daar's 1 of 2 wat dalk 'n klap gaan kry. Geliefdes, die Here is besig om 'n pad met ons te stap. Ek vra jou, stap saam, stap saam, stap saam. Dit laat my dink, wanneer jy hierdie wandelpaaie stap, daar's wonderlike wandelpaaie en ek wil nie nou eers 'n naam noem nie, want my kop slaan nou toe, maar sê my een van jou gunstelinge, want jy baie gestap. Gee my een van jou gunstelinge. Visrivier. Sean het die Visrivier gestap. Hoeveel dae Sean? 5 dae. 5 dae het hy hom gestap. Aan die einde van elke dag moes hulle Rika, is ek reg? Moet hulle kyk, is almal daar? Het almal nog water? Het almal nog kos? Is almal nog fisies, medies gesproke nog reg om die volgende dag te stap? En dan beplan hulle vir die volgende dag se stap, as ek reg? Hy sê ek is reg. Dis hoe dit werk. Nou, hulle stap om 5 dae. As hulle aan die einde van die 5 dae kom en hulle het iemand pad langs verloor, weet jy wat gaan aan in hulle gemoed, in daai geselskap se gemoed? Nee, is ek reg? Hy skud weer sy kop. As hulle aan die einde van die 5 dae kom en hulle klaargemaak en ander het klaargemaak, hoe joyful is die gemoed dan? Hoe bly is almal dat jy saam klaargemaak het? Nou, wil ek vir julle sê, ons kan nie aan die einde van die jaar kom en van ons het langs die pad gaan sit en nou nie meer lus gewees om saam te loop nie. Want dan gaan daar 'n demper wees op ons gemoed. As ons gestap het en ons kom aan die einde van die jaar en daar is nog mense by, sien julle wat gaan dit dan aan ons gemoed doen? Ek hoop dit gaan aan julle gemoed dieselfde doen as wat dit aan myne gaan doen. Maar soos wat ons stap, so is daar dinge wat gebeur, so is die Here besig om met ons te werk, en so is daar goed wat die Here vir ons gee, en so beplan ons weer vir môre, en ons beplan, ons kyk of almal daar is, ons kyk of almal kos het, ons kyk of almal water het, en ons kyk of almal upstairs reg is om te stap. Want die meeste ouens wat by 'n stap uitval, verloor die stryd op die hamstring wat hulle skeer tussen hulle ore. Hier. Die hamstring tussen jou ore. Daai hamstring hier tussen jou ore. As hulle hom skeer, dan raak hulle moeg. Nou. Ons is hier om mekaar te help
te ondersteun, dat hierdie hamstring nie skeer nie, hoor julle vir my. As jy nodig het, om met my te praat, dan praat jy met my. As ek nie hier is nie, ek sal met jou praat. As ek nie onmiddellik met jou kan praat, ek gaan met jou praat. Maar moenie dat die hamstring skeer nie, asseblief. Groot asseblief. Ek het jou nodig, want die Here het jou nodig. Ons het nou die laaste paar weke het ons gesê, wat moet ons doen? Ons moet ons lig laat skyn. Nou julle, toe ons bietjie ligte hier afgesit het, het nie heeltemal die effek gehad nie, maar ons moet ons lig laat skyn. Ons moet die evangelie gaan uitdra. En as dit nodig is, woorde gebruik, het ons gesê. Ons het vir mekaar gesê, verlede week het ons gesels, ons het gesê, ons het gepraat oor die talente, en ons het gesê, almal het nie dieselfde talente ontvang nie. Ons het verder vir mekaar gesê, ek hoef nie al die talente te hê om die Here te wees nie. Ons het vir mekaar gesê, wat is belangrik? Ek moet werk met die talent wat vir my gegee is. Nou kom ek terug, en ek wil vandag, gaan ek so klein bietjie verder gaan met dit. So klein bietjie verder gaan met dit, want weet julle wat? Ons het nou deur die reeks gekom van die bedieninge. Ek sê die bedieninge, want ons het daar begin by Paasnaweek. Dit was 'n vertrekpunt vir die gemeente gewees, toe ons gesê het, van hier af, toe ons gaan kyk na die verskillende gawes, ons het gaan kyk na die vrugte van die Gees, en ons het gaan kyk na bedieninge. En toe het ons vir amper 'n maand lank tyd gespandeer aan die bedieninge. Nou, ek is nou vanoggend, en julle kan dalk nou vanoggend bietjie voel, as jy vanoggend voel, ek pitch jou, goed voel jy, dan hoop ek jy vat jou oor lekker. Ek wag steeds vir mense se terugvoer, om te sê, ek sal betrokke wees op hierdie manier, hierdie bediening is geïdentifiseer, ek wag steeds. Wat ek nou gaan doen is, ek gaan mense individueel begin kontak en sê, Bernies, ek het nie jou bedieninge gekry nie, ek weet nie waar jy betrokke is nie, dan mag sy haar bel, dan gaan ek dit vir haar sê. Dan gaan sy sê, ek vra om verskoning, dan sê ek vir haar, ek gee jou 10 dae, dan teken ek dit aan my dag. As ek na 10 dae nie terugvoer van Bernies kry nie, dan bel ek aan, Bernies, 10 dae is verby. Gaan dit vir julle lekker wees? Nee, dit gaan nie. Dan gaan julle dink julle is terug in die skool. Geliefdes, die Here wil 'n pad met ons loop. Ons moet vir die Here wys wat is ons bereid om te doen. Ons moet gehoorsaam wees aan dit wat die Here vir ons sê. Nou. Dit is vir my baie belangrik, want hierdie goed hou sekere prosesse op vorentoe. Asseblief, ek vra julle mooi. So ons moet, en ek wil nie net met die 13 wat geantwoord het aangaan nie. En ek het gesê, as jy nie voel jy kan betrokke raak nie, dan stuur vir my, ons het dit in die weermag 'n nulopgawe genoem. Wat noem julle dit? Ook 'n nulopgawe. Juffrou Alfrina, wat noem die skoolhoof dit? Ook 'n nulopgawe. 'n Nulopgawe. Dan stuur jy vir my 'n nulopgawe, dan sê jy, ek sien my reg om betrokke te wees nie. Dan weet ek, hoe kan ons
met jou saamstap. Verstaan jy wat ek nou sê? Maar, intussen voel jy in jou hart, Pastor Sakie, ek pak nou 'n bietjie op jou nou weer vanmôre, want Fanie is nie hier. So, jy is die volgende een wat weer kan pak vanoggend. Nou, weet ek nie, waarmee kan ek vir Pastor Sakie aanwend gebruik, of om betrokke kry nie. Dan voel hy uitgestuit uit die gemeente uit. Intussen tyd, as hy vir my die nulopsgawe gestuur het, dan weet ek, hoe kan ek hom bestuur? Dan weet ek, Pastor Sakie, kan ek vir jou hier in die agtergrond dit en dit en dit vra. Verstaan julle wat ek sê? Hoor wat ek vir julle sê, as jy gaan kyk, en ek wil julle nie op die sport plaas nie, die bidhuurgroep, ek wil julle nie op die sport plaas nie. Maar, ek wens, julle kan die samewerking sien in die bidhuurgroep. Ek op kort kennisgewing, vra ek vir hulle, kan julle help met dit? Tjie. So. Nog korter kennisgewing moet ek vir hulle sê, kat cancel, ons gaan dit nie meer doen nie. Maar weet jy wat? Omdat ek 'n verhouding met hulle het, weet ek wat ek vir hulle kan sê en vra en hoe hulle moet doen. Verstaan julle wat ek sê? As ek nie verhouding met hulle gaan, as ek nie geweet het hoe operate hulle nie, dan was ek skaam gewees om met hulle te praat en vir hulle te sê, hey, nou verander ons weer die sake hierso. Jy hoor? Hoor jy, ek beklei nou nie vanoggend nie, asseblief moenie daar sit met julle suur gesig kry. Ja, dit is die kwarte vasie, dankie. Amen. Halleluja. Dankie Bernice, dan voel ek nou beter. Al wat ek vir julle vanoggend wil sê is, God gee vir ons elke Sondag, gee hy vir ons woord, gee hy vir ons 'n boodskap, en dis deel van die opbou na 'n groter ding toe. Maar dit is soos byvoorbeeld ons leesprogram. As jy nou op die leesprogram op datum is, dan moet jy vandag op Lukas 5 lees, reg of verkeerd? Ja, dan moet jy vandag op Lukas 5 lees. Ek moet daar vir Petrus kyk, want Petrus, hy lees elke dag sy stuk. Dis so nie Petrus. Okay. Nou, sê ek vir u, as jy agtergeraak het, moenie moet opgee nie, asseblief. Vat die leesprogram en begin lees vanmôre af Lukas 6 en gee gas en gaan aan. Ons sal terugkom na Matteus en Markus toe, as jy hom gemis het. Maar moenie nie moet opgee nie, asseblief. So, ons lees 1 hoofstuk 'n dag, of hy kort of lank is. Ons lees 1 hoofstuk 'n dag. As ons bietjie agterraak, vang op met daai hoofstukke wat jy, wanneer jy 'n kort hoofstuk het, vandag het ek tyd, vang bietjie op. Okay. Onthou julle, ek het 'n hele preek gehad oor Yuri se bicycle. Louis kan Yuri se bicycle bitter goed onthou. Louis, dankie dat jy opgelet het in daai preek. Ek weet jy het. As ek vandag vir Louis iets vra uit daai preek, hy kan nou nie kom staan in daai preek sonder om my notas te hê. Ja. Hy het opgelet in die klas daai dag. Ek bedoel in die kerk. Maar geliefdes, waar wil dit gaan? En hoor nou wat ek vir julle sê, die bidhuurgroep, dink ek, het ook op 'n stadium gesien hoe belangrik, iewers het julle dit ook raak gesien, waar iemand gesê het, ons moet bid ons moet hierdie tyd hê in die oggend. Hulle het dit toe 12 minute gemaak, ek dink. Ek kan nou nie meer die dinge onthou nie, maar hulle het toe gesê, spandeer 12 minute met die Here in die oggend en 12 minute in die aand. En die Here het vir ons as gemeente gesê 20 minute. 20 minute soggens, 20 minute saans. Julle onthou dit. Nou, verlede week het die Here vir ons talente gegee. Toe sê ons,
as ons nou met daai talente moet gaan woeker. Dit was al 'n paar goed wat ons nou gaan kyk het, nee. Ons het gesê, wat beïnvloed dit? Wanneer jy 'n vrees het, dan gaan jy nie jou talente ontwikkel. Onthou julle dit nog? Asseblief, ek gaan nou nie die hele preek van verlede week herhaal nie, maar ons moet net so klein bietjie gaan kyk, want vanoggend wil ons verder gaan om vir mekaar te sê, daai talent kan nie net onder die maatkomer gesit word en geberg word nie. Ons kan hom ook nie net gaan begrawe nie, want daai derde ou het mos sy talent gaan begrawe. En toe, wat het die meester vir hom gesê? Jou slegte diensknegt. Hy het hom uitgetrap. Hy het nie vir hom gesê, okay, Attie, ek sien, jy het toe nou niks gedoen met jou talent nie, maar dis maar goed so. Kobus, ek sien, jy het met jou 5 talente, het jy gewoeker, en jy nog 5 by, hier is Attie se talent vir jou. En nou is Attie nou net vergete nie. Nee. Die meester het vir hom gesê, hy het 'n bietjie gas gegee. Attie, jy's 'n slegte diensknegt, man. Jy weet ek is 'n man wat my pond vleis soek. Hoe kan jy jou talent gaan staan en begrawe? Daai een talent wat ek vir jou gegee het, hoekom woeker jy nie met hom nie? Ekskuus meester. Nee, ekskuus nie. Staan op van jou bas af en jy gaan iets doen. Want ek wil vanoggend vir julle skrif lees uit 1 Korintiërs 9. Die van julle wat die Bybels hier het, asseblief, maak dit ook by 1 Korintiërs 9. Vanaand, voor jy in die bed gaan klim, en jy het nou nie Lukas 5 vandag gelees nie. Lees Lukas 5, want is deel van ons leesprogram, maar gaan terug na 1 Korintiërs 9 toe, en gaan lees hierdie paar verse. Net van vers 24 tot 27. Ek lees dit vir ons eers uit die 53 vertaling. Hy sê, en ek doen dit is Paulus, wat hier praat met die gemeente van Korinthe. Hy sê in vers 24, weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop so, dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan nie met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek verander gebreek het, self verwerklik sou wees nie. Ek wil graag vanoggend vir u hierdie gedeelte wil ek vir u ook uit ander vertalings uitlees, en u moet asseblief met my saam wees vanoggend as ek dit vir u uit ander vertalings uitlees. Ek wil dit graag vir u eers uit die boodskap vertaling uitlees. Hoor hoe stel die boodskap vertaling dit. Julle weet dat al hardloop 'n klomp mense in 'n resies, daar net een wenner kan wees. Moenie die spel van die lewe speel met die doel om tweede te kom nie. Hoor julle? Moenie die spel van die lewe speel met die doel om tweede te kom nie. Leef jou lewe so dat jy wen. As iemand 'n resies wil wen, oefen hy eers hard. Met 'n gewone resies is die prys vir die wenner klein, maar in die reisies
van hierdie lewe is die prys vir die wenner baie groot en dit hou vir altyd. Daarom haal ek alles uit en speel die spel van hierdie lewe so goed ek kan om te wen. Ek doen wat nodig is, al vra dit wat ook al van my. Ek wil dit herhaal. Ek doen wat nodig is, al vra dit wat ook al van my. Dan vertel ek nie vir ander wat om te doen, maar sak self van die wedloop van die lewe uit nie. Geliefdes, sien julle hierdie ding raak? Hoor wat sê hy? Hy sê, hierdie is nie sommer net enige resies nie. Dis nie net 'n resies wat, ja, kom ons stel dit so. Ons is nie nou besig met die klere atletiek nie. Ons is nou bietjie op 'n vlak hoër as die klere atletiek. Ons is nie net op 'n sone byeenkoms nie. Nee, hier is ons besig met 'n kampioenskap. Hier is ons besig om die wedloop van die lewe te hardloop. Hier is ons besig om 'n prys te behaal. Wat is die prys wat ons gaan behaal? Die ewige lewe. Die ewige lewe. Dis die prys. Hy sê, dis nie 'n prys wat, as jy gewen het, het jy 'n laurierkrans gekry nie. Maar dan sê, ons moet hard oefen. Hard oefen voordat ons deelneem. Nou, wat is hierdie oefening? Is dit nie wat ons die afgelope jaar, ek sê nou jaar, al oor gepraat het nie? Is dit nie die goed waarby ons uitkom nie? Hierdie fietsery, 20 minute in die oggend, 20 minute in die aand, geestelike fietsery waar ons is. Dis waar ons is. Ons is besig om te oefen. As ek nie oefen in die woord van die Here nie, dan is ek net besig met 'n gewone wedloop. Dan is ek maar net besig om vanmôre op te staan, werk toe te gaan, dalk in die moeilikheid te wees, dalk nie in die moeilikheid te wees nie, en my geld te verdien vir die dag, en aan die einde van die dag, klim in die bed, en dis nou dit. Dis nie waaroor die wedloop van die lewe gaan nie. Ek wil vir daardie selfde gedeelte vanoggend bietjie lees in Engels. Ek wil dit graag lees uit die Message vertaling uit. You've all been to the stadium and seen the athletes race. Everyone wants to win. And they run to win. All good athletes train hard. Hoor julle? All good athletes train hard. They do it for a gold medal that tarnishes and fades. You're after one that's gold eternally. Jou medalje, die ewige lewe, is ewig durende goed. Dit gaan nie deur mond en roes vergaan of tot niet gaan nie. Dit is ewigheidswaarde. I don't know about you, but I'm running hard for the finish line. I'm giving it everything I've got. No lazy living for me. Hierdie kwagga stel dan erg hier in die Brits, nee. No lazy living for me. Toe ons verlede week vir mekaar gesê het, ontwikkel jou talent. Daardie een talent wat jy het, daardie twee talente wat jy het, ontwikkel dit. Moenie net sit nie, jy moet werk daaraan. No lazy living for me. I'm staying alert and in top condition. 'n Atleet wat in topkondisie is, presteer mos.
Dis daardie atleet wat besig is om na 'n wenpaal toe te gaan. Die ouens, 'n atleet wat lyk soos ek, is nie in topkondisie nie. Nou toe ek onder in Durban was, toe hardloop ek op die strand. 40 tree. Toe sê ek vir myself, hier's in die vrek. Want ek is nie in topkondisie nie. Ek het nie 'n aanval gekry van nou gaan ek begin fiksheid doen. Nog nie. Maar ek het besef, maar na hierdie uniek fysiek van my sal ek moet begin kyk. Want anders plaas ek druk op my hart. Hoe meer massa daar is, hoe harder moet die hart werk om bloed oralste uit te kry. So hoekom doen ek dit op myself? Ek gaan nie hierdie top atleet raak nie. Maar ek sê gister vir Gavin Gerber, julle ken vir Gavin en Susan Gerber, wat nou in Sasolburg bly. Ek sê, weet jy wat, ek persoonlik dink natuurlik, dis die mooiste atletiekbaan in die suidelike halfrond. En die atlete wat daar was, stem saam. En ek sê, as jy op skool deelgeneem het, en ek het nou gewig gestoot, want ek het die fysiek daarvoor. As jy op John Orr in Johannesburg op Interhoor, as jy daar gewen het, dan voel het vir jou lekker, jy is trots. Maar as jy deurdring om Sasolburg toe te gaan, dan is het 'n ander gevoel. Geliefdes, ek wil sommer nou so klein bietjie rugby praat, terwyl ek die geleentheid het. Geluk aan die Springbokke dat hulle gister die Argentyne geverf het. Weet u, hoekom kon hulle in die tweede helfte die krane oopdraai? Omdat hulle gekondisioneer, topfiks, ready to go is. Hulle was net in beter vorm daai tweede helfte as die Argentyne. Ja, ek weet upstairs maak 'n groot impak in rugby, maar as jy jou liggaamlike moeg is in daai tweede helfte, dan gaan jy nie jou beste doen nie. Van daai spelers, ek weet daar was nou 23 spelers in 'n span, en van hulle speel net die helfte, en ander speel net 20 minute, en alsoan, en ou soos Villiers Leroux speel net 2 minute, maar die feit van die saak is, die gedeelte wat jy moet gaan doen in die span, moet jy voorbereid wees. So as die woord van die Here vir ons sê, jy moet hard oefen, dan moet jy in die woord van die Here, moet jy hard oefen. En dit is wat ons vir mekaar gesê het, dis wat ons hierdie jaar is. Die Here is besig om ons voor te berei. Die Here kan nie kom met 'n herlewing in Brandfort, maar daar is nie soldate wat hy kan gebruik nie. Hoor julle wat ek sê? As die herlewing hier begin, en hier soos 3 soldate, of 10, ons gaan sukkel. Dis hoekom die Here vir hierdie gemeente gesê het, gemeente, ek is besig om julle voor te berei, dat ons, wanneer hierdie herlewing nou gaan kom, dat ons gereed is daarvoor. Ouens, dis hoekom ons verlede week ook vir mekaar gesê het, ons weet, God gee talente volgens ons vermoëns. Hier het vir julle gesê, ek het vir julle verduidelik hoekom. Want ek het net vandag, almal van ons gaan nie die president word nie.
Want dis nie in ons vermoë nie. Maar dit wat ek is, moet ek doen tot die beste van my vermoë. So nou, as ek besig is om te oefen, moet ek dit doen tot die beste van my vermoë. No lazy living for me. I'm staying alert and in top condition. I'm not going to get caught napping. Hoe mooi stel jy dit? I'm not going to get caught napping. Geliefdes, ons het verlede week vir mekaar gesê, die goed wat 'n invloed het, is dit wat ek spreek. Hierdie week het ek soveel keer weer dit raak geloop. Dit wat ek spreek, is die lewe wat ek gee. Dit wat ek spreek, is die lewe wat ek gee. Ons moet let op dit wat ons spreek. Ek het weer talle mense hierdie week gehoor wat dood spreek en nie lewe spreek nie. Spreek lewe in jou situasie. Praat met die Here en spreek lewe in jou situasie. Dan kom ons op daai punt en ons sê, hey Johan, jy staan nie in my skoene nie man. Jy werk nie vir my baas waarvoor ek werk nie. Dis so. Die baas waarvoor jy werk, die baas waarvoor ek werk, is almal onder die ewige God. In die geestesrealm is almal onder die ewige God. Ons moet dit begin besef. Ek wil hierdie by u laat, en ek hoop nou net ek het dit op die regte plek en ek kan check nou vannacht en sien nie waar ek dit. Ja, dankie toch, ek het dit nie so. Dan gaan het nie so sleg vir my. Ek wil hierdie by u laat vanoggend. Dit is waarmee ek wil afsluit. Moses het die Israeliete uitgelei uit Egipte land uit. Hulle kom nou nie daarvandaan waar daar wonderwerke gebeur het, nee. Die wonderwerke was groot. Die laaste een is die Egiptenaar se oudste seuns is dood in daai wonderwerk. Die Egiptenaar is kwaad. Hulle is op pad. Wat doen die Israeliete? Hulle gaan murmureer. Hulle sê vir Moses, Moses, jy moes ons gelos het in Egipte. As ons daar dood gegaan het, het ons mooi grafte gehad. Ja, gaan lees dis wat hulle sê. As jy ons daar gelos het, het ons pap en vleis gegee uit Egipte se kospotte uit. O, die Suid-Afrikaners se kospotte en pap en vleis. Hulle sê ons verlang na die kospotte van Egipte. Wat sê Moses vir hulle? Wees nie bevrees nie. Exodus 14 vers 13. Wees nie bevrees nie. Hoor, wat sê hy? Staan vas en aanskou die verlossing. Geliefdes, vanoggend wil ek jou nooi om vir jou te sê, staan vas. Staan vas.
Staan vas. Wanneer jy besig is om te oefen, en jy's moeg en tam, en dit voel vir jou alles raak te veel, staan vas. Moenie bevrees wees nie. Moenie bang wees nie, moenie bevrees wees nie. Staan in die Bybel 365 keer. Hoor julle? Wat sê dit vir julle? Is 'n hele jaar, vir elke dag. As môre begin, en is maandag, en jy sê vir jouself, alweer maandag, het jy klaar verloor. Hoor julle vir my? As jy môre begin, en jy sê, dankie Here vir hierdie nuwe week. Jy gaan te nare kom, jaag my. Want ek weet, my God gaan hierdie waters vir my oopmaak. Ek gaan deurtrek op droë grond. Dis jy wat gaan versuip, jongen. Nie ek nie. As die Here vir jou sê, wees nie bevrees nie. Vat dit in die geloof. Want Jesus is ons hoop. Die Here Jesus het klaar die prys betaal. Ons hoef nie 'n lewe van ons hoef nie te leef om nie in oorwinning te leef nie. Om te leef in 'n lewe van sukkel, hoef ons nie te doen nie. Jesus het klaar die prys betaal. Ons het 'n voordeel bo die Israeliete, want Jesus het intussen gekom vir ons. En net so, terloops, hy kom weer. Jesus kom weer om sy bruid te kom. En nou ons kan spot en predikt en aangaan soos hulle wil. Ek wil vir jou sê, hierdie is 'n feit, soos 'n koei. Die Here kom om ons te kom haal. Maak seker, jy is gereed daarvoor. Ek kan nou vanoggend nog aangaan en ek is nou op spoed hierso, so ek gaan myself bietjie breek, dat ek net nou vir eers opbou. Al wat ek vir julle vra is, God se woord is duidelik. Hardloop die wedloop voluit, maar oefen hard om die wedloop te kan deelneem. Oefen hard. So, nou is ons terug by die oefengedeelte. Asseblief, doen dit in die naam van die Here. Kom ons sluit die oë. Here, vanoggend wil ek net weer eens vir u kom vra. Help ons asseblief, Here, dat ons sal presteer volgens die vermoëns wat u vir ons gegee het. Here, help ons asseblief dat ons die talente wat ons het ontwikkel. Here, help ons asseblief om niks weg te steek nie. Help ons, soos die woord van ons sê, no lazy sitting, no napping. Here, maar dat ons sal oefen, soos wat u vir ons in die woord sê. Here, vanoggend wil ek ook vir u vra, help vir ons om lewe te spreek en nie dood te spreek nie, want ek sien dit is 'n groot fout in ons lewens op die oomblik, is dat ons spreek dood, ons spreek nie lewe nie. Ons moet lewe spreek in Jesus naam. Here, ek wil vir u vra, dat u elkeen van ons se mond sal bewaar, dat ons positief sal spreek, dat ons positief sal wees, dat ons hierdie wedloop gaan hardloop. Here, en wanneer ons besig is,
om planne te maak en voorraad te neem, dan weet ons dis net om môre verder te gaan. Maar die Here gee dat ons dit sal doen met die planne wat U vir ons gee. Vader, ek wil nou ook bid dat U in hierdie week op elkeen se lewe 'n besondere mate van seën sal uitstort. Here, dat ons in hierdie week hard gaan werk aan ons oefenprogram en aan ons talente, soos wat U dit vir ons gegee het. In die naam van Jesus. Amen en amen. Voordat ek nou finaal afstap hierso, wil ek dan daarom ons eerstens ons gelukwense en tweedens wil ons ook sê, bid ons julle die seën oor julle en sterkte. Dion en Melisha tree op Woensdag in die huwelik en mag die Here julle seën. Mag die Here vir julle seën met alles. Wees gehoorsaam volgens sy voetspore, oefen saam met ons. Mag die Here julle seën. Mag julle huwelik besondere huwelik wees. Dra dit ook so aan Melisha oor asseblief, jong hoor. Vol met jou pa praat intussen. Ons is saam met hulle dankbaar en bly vir die voorreg wat hulle het en mag die Here hulle regtig vir hulle seën. Dan noem ek net vir Saterdag is daar nog 'n huweliksbevestiging wat ons ook het. Ja, kom ons bid ook vir daardie egpaar en dan het ons oor 2 weke nog 'n huweliksbevestiging. Ons bid ook vir daardie egpaar. En dan sal ek volgende Sondag aankondig. Ons het toewyding van jong kinders. Gaan ons 'n toewyding hê. Onthou in ons kerk, ons doop nie kinders nie. Ons wy hulle toe aan die Here. En ons seën hulle. En dan gaan ons moontlik tydens daardie diens gaan ons dalk 'n doopdiens hê. So as daar mense is wat nog wil sê, asseblief sluit my naam in by daardie doopdiens, gee asseblief vir my deur, jy moet my in elk geval kon sien, die doopskandidate, jy moet my kon sien, ja, en gee dit asseblief vir my deur, ek sal laat weet wanneer daar die doopdiens gaan plaasvind, maar daar is reeds mense, wat hulle name vir my gegee het, so asseblief, die ander, gee vir my deur, en dan as u weet van nog kinders wat toegewy moet word, asseblief, kontak my ook, en dan vra ek u as gemeente, kom ons bid vir hierdie mense wat in die huwelik tree, dat dit geseën sal wees, dat dit regtig die Here se seën saam met hulle sal dra, en ons is besig om die statistiek wat daar is, te herskryf in hierdie land. In die naam van die Here. Kan ek dit groter aanneem nie? Amen kry? Dankie. Right. Kom ons gaan staan, ons gaan 'n laaste lied sing. Ek nooi u om u tiendes en offergawes hier in die skatkis te kom plaas asseblief, God se tiende, of u offergawe, kom plaas in die skatkis asseblief, en dan gaan ons net afsluit met gebed. Dankie, kom ons sing lekker saam. My spirit is free.
John het nou gesien, hoe kan ek multitask? Ek kan my beursie uithaal, ek haal geld uit, en ek sing, alles met een slag. En ek het die mic ook nog gehou vas. Mapsticks. My vrou gaan nou moet pas op, ek raak nou 'n multitasker. Kom ons sluit die oë. Ons almagtige God en Hemelvader, in hierdie oggend is ons so dankbaar dat ons weer kon saai. Here, vir elke bietjie saad wat hier ingeval het vanoggend, sê ons vir U eerstens dankie. Tweedens, Here, weet ons, wanneer ons vanmôre hierdie skatkis lig, en dit hier uit die aardse riem by U plaas waar U sit, Here, in U hemel, dan weet ons, neem U hierdie saad en U vermenigvuldig dit, soos wat dit U plan is, en soos wat dit U behaag. Maar ons dankie, Here, dat ons weet, ons kan dit aan U toe vertrou. En Here, dankie dat ons gehoorsaam is, dat ons nie self probeer om planne te maak met hierdie saad nie, maar U doen dit namens ons, in Jesus naam. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Gaan in vrede, elke plek waar jy jou voet neersit, eis dit op vir die koninkryk van God. Elke plek waar jy beweeg, wees lig in 'n donker wêreld, in die naam van Jesus. Amen en amen. Gee my net kans om by die deur te kom asseblief. Ek wil graag daarom net 'n handdruk gee vir u en 'n geseënde week vir u.